Goeiemôre geliefdes, dit is tyd vir Heuning en Granaat. Ek is Ina van Vuren en jy is ingeskakel op Live FM 100.6 in die Kos area, 98.1 in die Potchefstroom area en natuurlik het jy die voorreg om te luister op internet op livefm.co.za. Dis 'n nuwe week en nou hardloop alles afdraande. Maar dis ook 'n tyd wat ons kan stil raak. So kom ons raak sommer nou stil. Abba, dankie vir hierdie week wat voorlê. Daar's nog so baie wat gedoen moet word. Maar U is getrou en U stap hierdie pad saam met ons. En dit voel vir ons of ons 'n maand se werk in 'n week moet afhandel. In 2 weke moet afhandel. Maar eintlik moet ons maar net vashou. Trekkie vir trekkie stap. En Abba, ek wil vandag, soos daardie ou tannie wat gebid het en gevra het, U moet die tyd soos chewing gum strek, wil ek kom vra, wil U nie vir ons asseblief die tyd strek, sodat ons alles gedoen kan kry, wat ons gedoen moet kry, sodat ons tot ruste kan kom in hierdie jaar se einde. Sodat ons kan terugkyk na hierdie jaar en kan weet dit was 'n goeie jaar, ten spyte van die bulte, ten spyte van die feit dat dit eintlik 'n baie moeilike jaar was. It was good, because you are good. U is getrou, en ons wil vir U dankie sê. Wil U ons vandag, as ons gaan kyk na die wierookaltaar, elkeen van ons aan die hand vat en vir ons lei en wys waar ons nog ons lewe na U toe moet bring as 'n geurende offer. Amen. Welkom terug, ek is Ina van Vuren en jy is ingeskakel by die program Heuning en Granaat op Live FM 100.6 in die Kos area, 98.1 in die Potchefstroom area en jy kan inskakel ook op livefm.co.za. Ons is besig met 'n reeks oor die tabernakel en vandag kyk ons na die wierookaltaar. Die wierookaltaar was 'n besondere klein stukkie meublement as jy dit vergelyk met al die ander gedeeltes of elemente wat in die tabernakel was en dit het reg voor die voorhangsel gestaan. Die gedeelte van die wierookaltaar kry ons in Exodus 30 en dan ook in Exodus 37. Gaan lees gerus daarso bietjie meer oor die wierookaltaar. Weereens was hierdie altaar van akasiëhout gemaak wat oorgetrek is met goud. Elke keer as ons daarna kyk dat dit hout is wat met goud oortrek is, dan besef ons dit is wys op Yeshua, die Jesus, die mens wat mens geword het. Maar hy's God. Dit praat van sy menslike en sy goddelike natuur. Jesus noem homself 77 keer die seun van die mens. 77 keer. Is dit nie kosbaar nie? 7 is altyd 'n baie belangrike getal. So as jy dit iewers in die woord sien, dan moet jy weet, dis amper soos wanneer Jesus gesê het, waarlik, waarlik, of truly, truly. Dan moet jy weet, hier moet jy take note. 77 is volmaak. Maal volmaak, 77 keer. So die altaar, ek hoop julle kan 'n prentjie daarvan vorm in julle gedagtes, was vierkantig, maar hy was hoog. Hy was 'n half meter by 'n half meter, maar hy was 1 meter hoog. Of as ons dan nou na die van die vertalings gaan kyk, is dit 1L by 2L. Dit vorm eintlik met ander woorde 2 kubusse op mekaar. Die tafel met die toonbrode was ook 1L by 2L, maar dit het 2 kubusse langs mekaar gevorm. 'n kubus se hoogte en sy breedte en sy diepte is eweveel. Dis met ander woorde 'n volmaakte vorm.
Yeshua so volmaakte eenheid. Niks kan by hom bygevoeg word nie. Niks kan van hom weggeneem word nie. By die tafel het ons gesien dat Yeshua, Jesus, die brood van die lewe, bedien die mens met sy liggaam. Maar by die wierookaltaar sien ons dat hy sy Vader bedien met sy lewe wat 'n welriekende offer is. Kry die verskil. Hy bedien die mens met wie hy is. En dan staan hy voor die wierookaltaar en hy is die welriekende offer. Weereens was daar aan hierdie altaar horings gewees en dit moes 'n eenheid daarmee vorm en dit het ook weer 'n kroon reg rondom gevorm. Elke oggend en aand moes die hoofpriester wierook gaan offer. Een keer per jaar moes daar op die horings van die wierookaltaar versoening gedoen word met die bloed van die sondoffer. In Exodus 30 vers 10 staan daar: die altaar is op 'n besonderse manier gewy aan my, die Here Jahweh. Die wierookaltaar dui op gebed en op worship en dis ook dan die hoogste stukkie meublement in die tabernakel, wat daarop dui dat gebed en aanbidding ons hoogste offer is. So die ander was almal laer, maar hy was hoog geweest. Ek dink net die menorah, as ons nou moet mates neem, sou dit ook uitgetroon het, maar hoe kan dit alles, maar dit is hoër as die brandofferaltaar, dis hoër as die bronswaskom, en hoër as die tafel met die toonbrode. As ons hierso gaan kyk spesifiek na die rol van Yeshua ons hoëpriester, dan spreek die hout van sy gebedslewe hier op aarde en die goud van sy goddelike hoëpriesterskap. Hy staan voor daardie selfde altaar in sy Vader se tabernakel en hy tree vir my en vir jou in. Yeshua is die koning van die heelal, maar hy is ook die hoëpriester volgens die orde van Melchisedek, wat beteken my king is righteous. En deur sy offer word ek en jy nou geroep om as deel van hierdie koninklike priesterdom voor God se troon hom te dien, maar ook ons medemens te dien. Die wierook spreek van sy gebede wat op aarde, maar ook vandag nog belangrik is. Julle besef julle hoe belangrik dit is as die woord sê, hy tree vir ons in. Die Gees tree vir ons in, maar ons hoëpriester tree ook vir ons in. Die wierookaltaar het reg voor die voorhangsel gestaan. Die voorhangsel is geskeur toe hy aan die kruis gesterf het. So kom ons sê, as die wierookaltaar wat voor die voorhangsel gestaan het, dan sy gebede in die tuin van Getsemane kan uitbeeld. Kan julle dink, wat is die gebede wat hy daar gebid het? Hy het dit nie net vir homself gebid nie. Hy het gebid vir elkeen van ons. En daardie gebede van hom het op die ou end dit saam met sy lewe wat hy gegee het, die voorhangsel van bo na onder geskeur. Die wierook moes gemeng word met sout. Sout weet ons almal werk verrotting teen, né? Maar sout praat van die woord en die vuur van die Heilige Gees, want al die offers moes met sout gemeng geword het. En so moet my lewe ook met die sout van die woord gemeng word, om 'n welgevallige offer voor hom te wees. Sout staan ook veral dan as die teken van die verbond tussen God en mens. Levitikus 2 vers 13 sê, gooi sout by al jou graanoffers. Die sout herinner jou aan die verbond met jou God. Moenie dat dit in jou graanoffers ontbreek nie. Bied sout aan op al jou graanoffers.
Daar's nog 'n hele klomp geskrifte daaroor, of skriffies daaroor, maar sout praat ook van joy. Dis daardie vreugde wat kom van die wete dat ek aan hom behoort. Hy sê iewers, ek kan nou nie onthou presies waar dit staan nie, in 1 Samuel iewers te staan daar, dat hy het 'n verbond, 'n soutverbond van ewige vriendskap met Dawid gesluit. So belangrik is sout. Onthou, sout was, ek dink, soos goud vandag, dit was 'n verskriklike duur kommoditeit, en konings is ontvang met sout. Dit was 'n geskenk vir hulle, en as hulle in 'n tafel kom sit het, moes daar sout wees. En vandag nog, as die Shabbat brood gebreek word daar sout opgesprinkel om te sê, aan hierdie tafel word jy as 'n koninklike ontvang. Dit is so kosbaar. Numeri 18 vers 19 praat ook van, dit is 'n ewige soutverbond voor die aangesig van die Here, vir jou en jou nageslag saam met jou. Wierook spreek ook van gebede wat opstyg na die troon van God. Ons lees gereeld in die boek Johannes, waar Jesus tyd gaan spandeer het met sy Vader, waar hy bietjie met hom gaan gesels het. En dan weet ons, hy het gebid vir my en vir jou. Maar Openbaring 5 vers 8 sê vir ons, dat ons gebede opstyg voor die troon van God. Openbaring 8 vers 3 sê, 'n ander engel het toe gekom en by die altaar gaan staan met 'n goue wierookbak. Daar is baie wierook aan hom gegee, omdat dit saam met die gebede van al die gelowiges op die goue altaar voor die troon te offer. Die rook van die wierook wat deur die engel geoffer is, het saam met die gebede van die gelowiges opgestyg voor God. Geliefde, jy bid nie verniet nie. Jou gebede word gehoor. Dit word ook verhoor, maar nie op jou tyd en op jou manier nie. Psalm 141 vers 2 sê, mag my gebed voor U wees soos 'n wierookoffer, die uitstrek van my hande soos 'n graanoffer in die aand. As jy nou gedink het, maar ek kan nou nie offers bring nie, hoe maak ek nou om my offers te bring? Hierso is dit, Psalm 141, mag my gebed vir U wees soos 'n wierookoffer, die uitstrek van my hande soos 'n graanoffer in die aand. Al wat hy wil hê is dat ons onsself aan hom moet oorgee. Jy sien, geliefde, die wierookaltaar praat eerstens van worship. Daar's nie 'n mooi Afrikaanse woord daarvoor nie, aanbidding. Maar dit praat van oorgawe. Hoe lyk jou lewe voor die wierookaltaar? Het jy al daar gaan staan en jou lewe oorgegee aan die ewige koning? Is jou lewe 'n aangename geur in sy neus? Is daar sout in jou offers? Met ander woorde, die waarheid van die woord. Is daar vreugde omdat jy aan hom behoort? Abba Vader verwag van ons om voor die wierookaltaar te gaan staan en ons lewe vir hom te gee. Waar staan jy, geliefde? Is jy nog buite by die hek? Is jy al by die brandofferaltaar? Is jy bang om in te gaan by die tent, want dan gaan jy moet dien? Wil jy nie stil raak in hierdie tyd en gaan dink, hoe lyk jou offer by die wierookaltaar? Welkom terug hier op Heuning en Grenaat. Ek is Ina van Vuren en jy is ingeskakel op Live FM 100.6 in die Kosh area, 98.1 in die Potchefstroom area en natuurlik kan jy inskakel op livefm.co.za. Ons is besig met 'n reeks oor die tabernakel en ons kyk vandag na die wierookaltaar. Hoe lyk my en jou se offer voor die wierookaltaar?
Die woord is nogal duidelik oor die feit dat ons worship, ons lofprysing, baie keer 'n sacrifice, 'n offer is. Dit beteken met ander woorde, dat jy eintlik voel daar's niks in jou lewe waaroor jy moet prys nie. Maar jy is gehoorsaam aan die woord en jy doen dit omdat jy lief is vir hom. Hy praat op 'n paar plekke en ek gaan die Engelse skrif lees want dit maak dit net so bietjie makliker om die sacrifice gedeelte te verstaan. Hebreërs 13 vers 5 sê, "Through him then, let us continually offer up a sacrifice of praise to God. That is the fruit of lips that give thanks to his name." Continually moet ons hierdie sacrifice, hierdie offer bring. Ons het nie 'n fisiese wierookaltaar waar ons kan gaan staan nie, maar ons elkeen het 'n geestelike wierookaltaar. Onthou, Yeshua, Jesus Christus is ons hoëpriester. Ek en jy is nou deel van daardie koninklike priesterdom, volgens 1 Petrus 2 vers 9. En hoe bring ons offers? Offers van lof. Psalm 50 vers 14 sê, "Offer to God a sacrifice of thanksgiving and pay your vows to the Most High." Julle, dis nie maklik om 'n offering of 'n sacrifice of thanksgiving te bring nie. Die woord sê ons moet in alles dankbaar wees. Dis moeilik. Dis baie moeilik. Maar in alles is daar altyd iets waarvoor ons kan dankbaar wees. Ons moet baie keer net op 'n ander manier na ons omstandighede kyk. Ons moet net op 'n ander manier na ons situasie kyk. Ek het al so baie keer die storie vertel van 'n pastoor het hierdie vertel van 'n tannetjie in sy gemeente wat vir alles gesê het, prys die Here. En maak nie saak wat gebeur nie, dan sy hom gedank. En op 'n dag moes hy vir haar gaan sê dat haar seun dood is. En toe hy vir die tannetjie sê, "Tannie, jou seun is vermoor." Toe sê sy, "Prys die Here." En hy sê, "Tannie, hoe kan jy dit sê?" En sy sê, "Pastoor, my seun kon die moordenaar gewees het." En dalk staan jy nou aan die ander kant. Wat is daar waarvoor jy kan dankbaar wees? Hierdie is 'n sacrifice of thanksgiving. Wil jy nie daarvoor die wierookaltaar gaan staan en hom loof en dank vir wie hy in jou situasie is? Psalm 50 vers 23 sê, "He who offers a sacrifice of thanksgiving honors me." Wat is daardie worship wat van ons verwag word by die wierookaltaar? Dit staan ook bekend as die worship table in sekere vertalings. Wat is dit wat ek en jy daar moet gaan doen? Wat is die motief van ons worship? Nou die woordjie worship kom van 'n baie ou Engelse woord wat eintlik beteken worship. So dit beteken ons we worship God for his worth. Dit wat hy werd is, waardig is, daar's ook natuurlik nie 'n mooi Afrikaanse woord daarvoor nie. Worthy, he is worthy to be praised. Hy's waardig om geoffer, om geloof, om geworship te word. En wanneer ek en jy worship, dan neem die Heilige Gees hierdie worship van my en jou en hy laat dit vloei na die Vader en na die Seun. Hy vloei in ons, die Heilige Gees, en hy reflekteer dit wat Abba vir ons gegee het, reflekteer hy terug na Abba Vader toe. Daar kan nie ware worship wees as die Heilige Gees nie daarbey betrokke is nie. Net soos wat daar geen verlossing kan wees as die Messias nie daarbey betrokke is nie, né? Geliefdes, daar gebeur so baie dinge as ons waarlik worship. Wil jy nie vandag 'n offer bring? 'n moeilike offer, maar 'n
offer van lof, 'n offer van danksegging. Al voel dit vir jou of jou lewe uitmekaar uitval, dan staan voor daardie altaar en dan gee jy hierdie lofoffer vir hom en kyk wat doen hy met jou. Jona sê, die oomblik toe hy begin loof en prys het die vis hom uitgespoeg. Gaan dit beteken dat jou situasie onmiddellik gaan verander? Nee, nie noodwendig nie. Ja, dalk. Maar weet jy wat gaan gebeur? Jou hart en jou gemoed gaan verander. Want jy sien, hierdie worship wat jou kos, dis wat vir hom 'n aangename geur is. Want die wierookoffer het gespreek van alles wat fyn gemaal moes word. Storaksgom, nakies en galbanumspeserye en ook suiwer wierook. En alles moes fyn gemaal geword het en met sout gemeng word. Weet julle, ons verstaan nie wat dit beteken dat ek en jy moet fyn gemaal word nie, maar dis juist dan wanneer ons vir hom aanvaarbaar word of wanneer ons lofoffer vir hom 'n aanneemlike offer is. Want wanneer hy daai fyn maalproses met ons besig is dit eintlik 'n blinkpoleer proses. Want die wierookaltaar praat eintlik van dit wat Yeshua kom doen het vir my en vir jou. Hy het aan die kruis gesterf, maar jy sien sy hele lewe was 'n wierookoffer gewees. Daar was elke ding wat hy gedoen het gespreek van die totale werk van sy lewe. Want dit bestaan uit 4 dele hierdie wierookoffer. En elkeen van hierdie offer moes in gelyke dele gemeet en gemeng word. Elke spesery het sy eie geur gehad, maar saam was dit hierdie hemelse geur. En dit is dan in 'n goue bak geplaas en dan op die wierookaltaar gesprinkel. En hierdie 4 dele spreek van sy totale werk, sy lewe, sy dood, sy opstanding en sy verheerlikte lewe. Dis onafskeidbaar deel van mekaar. Al 4 aspekte van sy lewe was 'n welriekende offer aan sy Vader. Al 4 aspekte is nodig dat ek en jy in die volheid van sy offergawe kan opgeneem word. Ons moet deel word van sy lewe, ons moet deel word van sy dood, ons moet deel word van sy opstanding, sodat ons eendag kan deel word van sy verheerlikte lewe. Hierdie speserye is fyn gestamp en fyn gemaal. Net soos wat Yeshua deur die meele van smart en pyn moes gaan, moet ek en jy partymal ook maar daardeur gaan. Kan julle dink die priesters wat elke oggend en elke aand die offers moes bring, hoe deurtrek hulle klere was van die geur van die wierookoffer? Is my lewe deurtrek van worship, van gebed? Geliefde, by die brandofferaltaar staan ek en jy stil by die gekruisigde Yeshua. En het ons 'n keuse om daardie geskenk te aanvaar. Maar by die wierookaltaar het ek en jy stil staan en sê, hier is my lewe. Ek kies om in totale oorgawe te lewe, saam met my opgestane koning, saam met die hoëpriester wat nou vir my bid. Wil jy nie asseblief stil raak? En daar by die wierookaltaar 'n keuse maak met elke stukkie van jou lewe. Mag jy in hierdie week wat voorlê, sy teenwoordigheid voel elke oomblik, elke dag. Shalom, shalom.